lekker om met julle te kan praat, al is dit nou ongelukkig nie van aangesig tot aangesig soos wat ons sou gehoop het nie, maar dit is waar ons is, en ons maak die beste daarvan. So, ek hoop, terwyl die sneeu hier rondom ons lê op die berge, het jy dan iets of iemand om jou warm te hou, maar al kyk jy ook hierdie video op jou eie, onthou, jy is nie alleen nie. Die Here is by jou, die Here is by ons elkeen. So, wanneer ons saam lees en saam bid en dink oor vra, dan wil ek jy onthou, die Here is by jou, en die Here is saam met jou. So oor die laaste paar weke het Louis met ons gepraat oor 1 Petrus 2, en hy het begin en gepraat oor wat dit beteken om deel te wees van die uitverkore volk. Wat beteken dit om deel te wees van 'n groep, 'n span, 'n samestelling van mense wat nie op grond van waar hulle vandaan kom of op grond van hulle ras uitgekies is nie, maar op grond van God se genade. Wat beteken dit om deel te wees daarvan? Toe laasweek het hy verder gepraat en hy het 2 prentjies gehad van Piet en Jan en hy het gesê, maar ons kan dieselfde geestelike ouderdom wees, maar geestelike volwassenheid is iets heeltemal anders. En 2 mense wat op dieselfde tyd op bekering kom, kan 'n ruk daarna op heeltemal 'n ander vlakke wees. En ek en jy het 'n verantwoordelikheid teenoor ons eie geestelike lewe. Ons kan nie wag dat iemand anders ons geestelik volwasse maak nie, maar ons saam met die Here groei wanneer ons tyd saam met hom spandeer. Tyd in sy woord, tyd in gebed, tyd saam met ander gelowiges. So hierdie is alles deel van ons verhouding met hom en ons aanbidding van God. En vandag praat ons nog 'n bietjie verder hieroor. Vandag gaan ons gesels oor wat dit beteken, of eerder hoe ons God aanbid. En met die hoe bedoel ek, met watter intensie, met watter hart. So ons gaan saam lees uit 2 Samuel uit hiervoor, maar voor ons daar kom, wil ek hê, kom ons beantwoord eers gou 2 vrae, sommer as 'n gesin saam. Hoe voel jy daaroor dat jy uitverkies is? Wat beteken dit vir jou persoonlik? En dan kan jy ook sê, wat het in die laaste week gebeur wat jou geloof gehelp groei het? Julle kan met mekaar gesels, julle kan ook nou besluit oor 'n kollekte as julle dit sou wou gee, en dan kan iemand in die gesin vir julle open met 'n gebed. En soos ek gesê het, ons lees uit 2 Samuel 6 uit, en dit gaan oor, of ons gaan praat oor, met watter intensie ons na God toe nader, vir God aanbid. Maar soos met baie van die Bybel, en veral wanneer dit kom by Bybelstories, is dit vir ons belangrik om te weet, wat het voor dit gebeur. So die storie wat ons gaan lees, 2 Samuel 6, gaan oor Dawid wat die ark gaan haal. Maar ek dink ons moet eers begin met die vraag, waar is die ark en hoekom is hy daar? So, voor Dawid nog gebore was, toe Samuel nog 'n seun was, toe het die Filistyne gekom, en hulle die ark kom steel by Israel. In een of ander geveg het hulle hom oorgevat. En baie trots van hulle self, het hulle toe nou hierdie ark deur die Filistynse lande gevat, na hulle verskillende stede toe, en daar gebrek, gespog oor die feit dat hulle die ark kon oorvat. Maar soos wat hulle gegaan het siektes en pes en pla hulle gevolg, tot op 'n punt waar hulle gesê het, joh, ons kan dit nie meer nie, vat net hierdie ding terug. 7 maande later sê hulle, vat net hierdie ding terug. En dan span hulle hom, sit hulle die ark op 'n wa met 2 osse, en hulle laat die osse loop, en dan eindig dit by een van Israel se stede. Van daar af gaan hy dan aan, dit was by Bet-Semes eers gewees, en dan gaan hy Kiriat Jearim toe. En dan bly die ark daar, vir 'n klomp jare. Dit was bekend as die stad van die priesters. En Saul in sy koningskap het eintlik baie min gemaak van die ark. Inteendeel, hy was eintlik 'n bietjie skepties oor die priesterskap. En daar was selfs 'n tyd waar hy klomp priesters laat doodmaak het, omdat hy geglo het, hulle is teen hom. So in sy paranoia. En natuurlik in sy tyd, het die geestelike toestand van Israel heeltemal plat geval. En dan kom God, en hy salf vir Dawid as koning. En dan van Dawid se salwing af, ken ons so 'n bietjie die storie, maar dan kom dit op 'n punt waar hy
veg teen Saul se nageslagte en dan word hy die koning van beide Juda en Israel. So wanneer hy die Filistyne verslaan het en wanneer hy die nageslag van Saul verslaan het, dan word hy gesalf as die koning oor die hele Israel, wat vir Juda insluit. En dit bring ons dan tot op die punt waar ons nou is, tot by die storie van 2 Samuel 6. So ek wil hê enigiemand in julle gesin, of as jy alleen is, lees hierdie teksgedeelte saam. Ons lees verse 1 tot 19. En vat julle tyd, julle kan hom meer as een keer ook lees, dink saam oor wat staan vir julle uit, en wat tref julle, en waaroor wonder julle? Want dit is so 'n bietjie van 'n vreemde teks. Kom ek lees hom nou saam. As jy nog nie hierdie storie gehoor het nie, of nog nie die teks gelees het nie, dan sal jy saamstem. Dit is so 'n bietjie weird. Dit is 'n vreemde verhaal, waar klomp goed gebeur. En dit wys vir ons verskillende kante van God, en ook die verskillende maniere hoe mense daarop reageer. So, ek gaan hom so in 3 dele behandel. So die eerste deel is Dawid wat gaan om die ark te gaan haal. Nou, in 1 Kronieke 13 word al beter verduidelik hoe hy die besluit geneem het, maar dan kry hy vir hom 'n groep. En die 83 vertaling praat van 30 afdelings, dit verwys eintlik na 30.000 manne. So hy gaan met 30.000 soldate uitgekies, en hulle gaan haal hierdie ark. En hulle sit hom op 'n wa, sit hom voor osse, en dan loop hulle. En dan gebeur daar hierdie slegte ding. Issa, een van die seuns van die plek waar die ark gestaan het, hy keer as die osse struikel, probeer die ark keer, en net dan word hy doodgemaak omdat hy in die ark gevat het. En dis hierdie absolute vreemde gevoel, want nou wil mens eers vra, was dit verkeerd van Dawid om die ark te gaan haal? En dan wil mens sê nee, weer eens, in 1 Kronieke 13, daar's 'n lang gesprek hier rondom. En dis nie die issue. Die probleem hier is nie dat Dawid die ark gaan haal het nie. Dit moet iets anders wees. Daar's iets in die hart van Dawid wat hierso nie reg is nie. Nou sien, Dawid was baie dinge, maar hy was onder andere 'n doener en 'n vegter. 'n Doener in die sin van hy wou iets gedoen hê. So toe hy dit in sy gedagte gekry het, hy wil die ark gaan haal en hy wil hom bring na Jerusalem toe. Jerusalem wat hy net in die vorige hoofstuk eers oorwin het, gekry het vir homself. En hy kies dit as 'n neutrale plek vir die 2 koninkryke. En dan besluit hy, okay, maar hy kry die leiers van die 2 verskillende koninkryke bymekaar en hy vra vir hulle, kan ek maar die ark vat? En hulle stem in, en daar gaan hy, en hy doen dit. En hy is ook 'n vegter, so hy gaan met hierdie weermag, hy gaan met hierdie magskou amper. En dan gaan hulle wel met 'n gesing en 'n gedans en simbale en tromme en 'n klomp dinge wat hulle daar in gang het. Maar iets in die hart van Dawid is nie reg nie. En sonder dat hy dit besef, is hy eintlik besig om te doen presies wat die Filistyne gedoen het. Wanneer hy die ark op die wa sit en met 2 osse laat sleep, dan doen hy presies dit wat die Filistyne ook gedoen het. Hy vat nie die tyd om te dink oor wat is die regte manier om die ark te vervoer nie. En as hy sy navorsing gedoen het, dan sou hy gesien het, 'n paar keer in die Pentateeg, in die eerste 5 boeke van die Bybel word daar gesê, net die Lewiete mag die ark dra. Die Lewiete natuurlik die stam van Israel wat uitgesit is vir die tempeldiens. Net hulle mag die ark dra. Maar hy besef dit nie. En dan gebeur hierdie. Dan kom ons by die tweede deel van die storie en dit is waar Dawid bang raak. Hy raak bang en hy sê, maar ek kan nie hierdie ark saam met my vat nie. En hy stuur hom daarna Obed-Edom se huis toe. Nou, ek wonder nogal of Obed-Edom enigstens 'n keuse gehad het. Ek bedoel, hy moes vir homself gesê het, hier is hierdie koning Dawid wat, behalwe die feit dat hy as 'n aardse mag baie sterk was, 'n klomp vyande verslaan het, nie net dit nie, hy is ook iemand
wat God se stem so goed geken het, dat hy net in die vorige hoofstuk hoor dat die Here vir hom sê, wanneer jy die geritsel in die toppe van die melkbosse hoor, moet jy blitsvinnig aanval. Ek bedoel, dis sulke fyn detail. Hy is iemand wat God se stem ken. So hierdie Obed-Edom kan vir homself vra, nou, as daai ou te bang is om hierdie ark te vat, hoekom moet ek hom vat? Ongeag of hy 'n keuse gehad het of nie, daar was sy geloof sterk. Die ark kom staan by hom. En dis omdat Dawid in daai oomblik waar Issa doodgemaak word, iets van God se heiligheid besef. En hy word bang, want om God se slegte boekies te wees, is die een plek waar jy nie wil wees nie. Dawid weet hoe lyk 'n vloek. Hy het dit gesien in Saul. Hy het gesien hoe lyk dit as iemand teen God is en God teen hulle draai. En nie net dit nie, hy ken die stories, al die pad deur, van die begin af, van die skepping af. Hulle sou dit oor en oor vir mekaar vertel het, as Israeliete. Hy weet wat dit beteken om deur God vervloek te wees, en hy word bang. En hy sê, ek gaan nie hierdie kans vat nie. Ek kan nie. Maar dis seker die einde van die storie nie. Dan kom ons by die derde deel. En dit is waar dit eenvoudig goed gaan met Obed-Edom. En wanneer Dawid hoor dat dit goed gaan met hom en sy gesin, dat hulle, jy weet, dat hulle voorspoed beleef, dat hulle, dit wat hulle besit al hoe meer word, dan besef hy, God is tog aan hulle kant. God is tog besig om hulle te seën. En dan sê hy, maar oké, kom ek gaan na die ark. Kom ek bring hom Jerusalem toe, sodat die hele volk geseën kan word deur hierdie ark. Dit was God se teenwoordigheid, dit was 'n toonbeeld van God se heiligheid. Maar hy doen dit met 'n ander hart. Die keer gaan Dawid nie met selfversekerheid nie, en hy gaan nie omdat hy 'n plan het nie. Hy gaan met 'n gevoel van feesvreugde en met oorgawe gaan hy en gaan haal hierdie ark. En elke 8 tree, dis verstommend, elke 8 tree offer hulle iets om vir God dankie te sê en om vir God te verheerlik, want dit gaan oor hom, dit gaan oor God, nie oor Dawid nie. Nou, hierdie teks, hierdie paar verse is vir ons 'n rollercoaster van ervarings en emosies, van goed wat mens kan bang maak en goed wat mens kan onseker maak en goed wat mens vreugde bring. En ek dink in die storie kan ons ook iets leer oor die hart waarmee ons vir God aanbid. En vandag wil ek kyk spesifiek na 2 ekstremes wat ons in ons eie geloof en ons eie aanbidding baie keer aantref. En ek noem hulle die krummel en die sweep benadering. Die krummel benadering is as ons so vasgevang word in dit wat ons van kleins af leer, van God wat genadig is en liefdevol is en goed is, dan kan ons baie keer amper vergeet dat God nog steeds heilig is. En ons begin dink, weet, liewe Jesus sag en teer, hy sal verstaan, as ek net so 'n bietjie vir hom gee, hy sal verstaan as ek net 'n bietjie van my tyd, jy weet, net so 'n paar krummeltjies vir hom gee. En ten opsigte van hoe ek bid, ten opsigte van hoe ek Bybel lees, hoe ek kerk toe gaan, as ek net so nou en dan daarby uitkom, net so dan en van, once in a blue moon myself afsonder, God sal verstaan, is net so 'n krummeltjie van my tyd. Of 'n krummeltjie van my geld. As ek sê, weet jy, ek weet ek het eintlik heeltemal my 10de gegee nie, maar net so 'n krummeltjie van my tyd, van my geld, God sal verstaan. Hy sal verstaan hoekom ek nie alles kan gee nie. Hy sal verstaan hoekom ek eers na my gesin moet kyk. Hy sal verstaan as ek net 'n broodjie gee vir die armes en hier en daar miskien ietsie vir die sopkombuis, hy sal verstaan. Of dalk net 'n krummeltjie van jouself. Jy sal sê, weet jy, as iemand praat oor die Here by die braaivuur, dan sal ek saam praat, maar ek gaan nou nie die gesprek begin nie. Of in die selgroep, as iemand vir my vra, dan sal ek my opinie gee, maar ek gaan nou nie eintlik daar praat nie. Of ek sal so nou en dan 'n mooi WhatsApp aanstuur, maar
Ek is nie iemand wat preek nie, ek is nie iemand wat verkondig nie, die Here sal verstaan. Hy sal verstaan hoekom dit vir my moeilik is, en hy sal sê, dis okay. As ons die krummelbenadering tot God vat, tot ons aanbidding, en met aanbidding bedoel ek natuurlik die hele manier hoe ons vir God dien, dan maak ons 'n groot fout, wanneer ons vergeet, dat die Here nog steeds almagtig is. Laat my so 'n bietjie dink aan die storie van C.S. Lewis, wat hy skryf in The Lion, the Witch and the Wardrobe. Dan vra een van die kinders vir een van die karakters oor die leeu, Aslan, wat natuurlik 'n allegorie is vir Jesus self. En hulle vra, is he safe? En dan antwoord hierdie karakter, safe? Who said anything about safe? Of course he's not safe, but he's good. He's the king, I tell you. God is nie veilig nie. En as jy hom hanteer as iemand wat net tevrede is met krummels, dan maak jy 'n groot fout. Dan toets jy God se genade. En dis nie 'n game wat ek wil speel nie. Natuurlik is daar die ander kant ook, en dit lees ons 'n bietjie in die tweede deel van die storie. Van Dawid wat bang is, en ek dink ons het baie keer dieselfde gevoel teenoor God. Ons is, en ek noem dit die sweepbenadering, want ons sien baie keer vir God as iemand wat met 'n sweep in die hand staan. En wanneer ons daai benadering het, dan is ons die heeltyd besig om te vra, is ek besig om my regte goed te doen? Is ek besig om vir God te beïndruk? Want sien, dit gaan vir ons oor ons verhouding met God, en ons is nooit heeltemal seker of ons okay is met God nie. Die heeltyd dink ons, God staan reg om ons te straf. En ons hoor baie predikers wat dit sê ook, die droogte in die Kaap, of die COVID, of die slegte oes, of iets is omdat jy sonde gedoen het. En as daai die prentjies wat die hele tyd deur ons kop speel, dan gaan jy die hele tyd wonder, is my verhouding met God reg? En dan begin jy ander vrae vra, soos, glo ek op die regte manier? Bid ek reg? Sing ek die regte liedjies? Is my doop geldig? Gebruik ons nagmaal op die regte manier? En so hou dit aan en aan en aan en aan. Hulle praat van wettisisme. Is ons volgens God se wet okay? Dan mis ons weer God se genade. Dan mis ons iets van 'n vader wat sê, jy's my kind, ek is lief vir jou. Ek dink Dawid wys vir ons in die derde deel van die storie 'n alternatief. En die wil ek julle moet my mooi hoor, dis nie 'n middeweg nie. Ek sê nie ons moet minder bang wees en minder gemaklik wees en net so mooi in die middel kry nie. Nee, ek dink Dawid wys vir ons 'n derde opsie. En dit wat Dawid wys is vreugdevolle oorgawe. Wanneer ons besef wie God is, en wanneer ons besef wat hy vir ons doen, dan gaan dit nie meer oor net krummels nie, en dit gaan ook nie oor vrees nie. Ons is so gevul deur God se mag en sy goedheid, dat dit wat uit ons uitkom, 'n vreugdevolle oorgawe is. Nie middeweg tussen die twee nie, iets heeltemal anders. Die vreugde wat kom uit, God is goed. God wil ons seën. God wil die beste vir ons hê. Selfs al lyk dit nie aldag vir ons so nie, dit is waar. Om daai vreugde te vind in dit wat God vir ons beloof. En dan ook die oorgawe en die besef dat niks ooit belangriker kan wees as God nie. Dis nie omdat ons bang is nie, dis omdat ons verstaan, dat kan nie iets anders wees wat belangriker is as hy nie. Vreugdevolle oorgawe. Ek kan nie vir jou sê hoe dit gaan lyk in jou lewe, as jy daar iets raak sien. Maar ek weet, ons sien iets daarvan, wanneer iemand die eerste keer tot bekering kom. Wanneer iemand die eerste keer begin glo in God. Daai absolute dankbaarheid, daai absolute vreugde van, ek is vrygemaak, my lewe is verander. Ek het hoop, ek het 'n toekoms. Mag ek en jy iets beleef van God se vreugdevolle, of die vreugdevolle oorgawe aan God, en God wat ons seën. Julle kan as gesin
die laaste vraag beantwoord, en ek kan iemand in die gesin afsluit met 'n gebed. Mag die Here, ons God, die Vader Skepper, die Almagtige, sy Seun Jesus Christus ons Verlosser, en die Heilige Gees, sy teenwoordigheid, met ons elkeen wees en bly. Amen.